Hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Sondag 26 Julie 2026, 9de Sondag in Koninkrykstyd. En ons is hier omdat ons die Here aanbid as Vader, Seun en Heilige Gees, maar ook as 'n gemeente wat die Here met ons lewe vertrou en uiteindelik ook van hom vra om in elkeen van ons se lewe te werk en 'n verskil te maak. So inleidend vanoggend, sal julle onthou dat ons nie noodwendig Efesiërs 4, ons gaan dit nou vanoggend lees, maar ons het so in die afgelope tyd het ons so 'n bietjie gekyk na Efesiërs 2, onder andere ontdek dat ons nie meer vreemdelinge en bywoners is nie, maar dat ons lede is van die huisgesin van God. Met ander woorde, ons behoort. Uiteindelik, hoofstuk 3 het ons vir mekaar gesê dat ons 'n bepaalde identiteit het, omdat ons gewortel en geanker is in die liefde van Jesus Christus. Maar die afgelope 2 weke het ons gesels oor Matteus 5, oor die bergrede, kyk na die 9 saligsprekinge, dit nie eintlik as 9 los preekies gepreek nie, maar probeer kyk hoe help die Here ons om in die koninkryk te leef. Nou verlede week het ons onder andere gelees oor salig, geseënd is hulle wat barmhartig is, en ons het gelees geseënd is hulle wat rein van hart is. En toe het ons vir mekaar gesê, dit gaan oor die hart. Weet julle, en weet nie hoe lank kan julle terug onthou nie, ons het 'n hele reeks gehad oor nuwe en gesonde harte. Maar ek vermoed ons moet Efesiërs 4 vanoggend lees, om te hoor wat die Here vir ons sê, wat verder nodig is in terme van barmhartigheid en rein van hart en goedhartig en alles wat met jou hart te maak het. Want het ons ook al in Spreuke gehoor dat wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. As ons Efesiërs 4 lees vanoggend, dan sê ons so mekaar, Paulus kom nie in die eerste plek en hy sê, wat moet Christene doen nie? En nou gaan jy dadelik vir my sê, maar wat bedoel jy nou? Jy sit nog 'n ou puntjie in die weeklikse WhatsApps in wat sê, ek moet iets doen. Ek dink net ons het oor die afgelope tyd vir mekaar dit baie duidelik gesê, dat as dit oor doen gaan, dan is dit uit dankbaarheid. Dis nie omdat ek iets daardeur probeer verdien of een of ander iets probeer bewerkstellig en vir myself voordeel daardeur verkry nie. So Paulus vra definitief nie in Efesiërs 4, hier's nou nog 6 goedjies en dit is toevallig 6. Maar ek gee 'n skildery, ek gee een portret. So wat sê hy? Hy sê, as jy in jou Afrikaanse Bybel kyk, net voor vers 25 sê hy, riglyne vir die nuwe lewe. Nou as jy gaan kyk, die stuk net voor dit, praat hy oor die ou en die nuwe mens. En dan sê hy, maar nou dat julle al hierdie goeders afgelê het, en ek dink dit is nogal presies, ja, dis presies waar vers 25 begin. Hy sê, nou dat julle, nou vertel hy nou wat ons als gedoen het. Hy sê, kan julle mos nou nie meer anders. Julle moet nou 'n bietjie anders lewe. Dit kan nie net aangaan asof dit is soos dit was nie. So hy wil ons vanoggend kom help en sê, maar hoe lyk dit as God ons van binne af verander? En dis kom ek sê, die Griekse woord daar gaan na tender-heartedness. En Afrikaans sukkel om dit so te vertaal. As jy om dit direk uit die Grieks uitvertaal, is dit net makliker om met iets te werk met tenderized, en dan sê ek weer,
as ek mag die beeld gebruik van, as ons vleis braai, gooi jy, en baie van ons het, julle ken 'n masjiene, waardeur ons die vleis sit om dit tenderized steak te maak, sodat ons hom kan sagter maak en kan eet en baie keer tenderizer op ons vleis gooi. So, die Here wil ons vanoggend help om van binne af net nuut te word, en van binne af te verander. Nou, gee vir my sê, hoeveel keer gee dit nog vir my sê, gaan ek vir jou sê tot ek sien dat dit gebeur. Want ek sukkel self daarmee. En dis hoekom ons vir mekaar omtrent elke week sê, dit gaan nie oor prestasie nie. Dit gaan oor oefen. 4 die kere wanneer jy weet, ek het vandag iets reg gekry, wat ek nog nie vorige keer reg gekry het nie. Maar môreoggend dit terug oefenveld toe. Want net nou kom daai selfde ding oor jou pad, en dan is jy nou nie so gaaf en gelukkig soos gister nie. En ek dink dit moet ons vanoggend vir mekaar sê, en ek dink ek wil dit baie belangrik sê, is dat ons leef as kinders van die Here. Ons is in Christus geanker, ons is sy geseëndes, ons is sy geliefdes, al die woorde waarmee die Here ons beskryf. En is alles waar. Ek dink waar ons van mekaar verskil, is dat ons verskillende mense is. Met ander woorde, unieke mense. Soos ek vanoggend na julle kyk in hierdie gebou, dan sê ek, hier sit 'n hele klomp mense, wat elkeen hier ingestap het vanoggend, vanuit jou lewenswêreld. Die slim mense noem dit jou konteks. Aan die ander woorde, jy het hier ingestap en jy het gesê, okay, ek kom vanuit, dit gaan moeilik met my besigheid, of my suster is nou net oorlede, ons het gesê, ons het 5 dae nie water gehad nie, so jy kom sit hier, nou moet ons hoor wat is die uitdaging, nou preek ek vanoggend, en ek lees 'n gedeelte, en dis baie interessant, dat as julle dit later op die video kyk, en vanoggend dit hoor, preek ek 1 boodskap, maar jou ore is ingestel, dat dit klink asof ek 40, 50, 60 preke gepreek het. Want dis hoe jy dit in jou konteks hoor. Daarom is dit vir my belangrik om te sê dat as ons praat vanoggend oor hierdie innerlike verandering, dat ek sê, dit moet jou gaan help om hier uit te stap. Ek het nie weet baie daaroor gedink, ons praat so oor, ons kom Sondag kerk toe, sodat ons versterk kan word deur die woord, en padkos het vir die week, en dan sê ek, okay, dit is op 'n manier reg. Maar vriende, hierdie uur wat ons by mekaar is maar 'n greep uit jou lewe uit. Die realiteit as jy by daai deur uitstap is, jy gaan aan met jou lewe. Daar's goed wat jy sê, die dominee moet tog net nie oor 'n uur preek vanoggend nie, want ek het goedjies wat ek moet gaan doen vanmôre. So vir my belangrik is om te sê, God moet ons innerlik verander binne ons konteks, binne die plek waar ek en jy elke dag beweeg. Want wat gebeur? Daar waar jy lewe, veroorsaak jou lewe positiewe of negatiewe rimpels. Daai klippe in die water. Die ander realiteit is, jy leef in 'n wêreld, en dis jou konteks, wat die eie klip in die water is, wat sy eie golwe maak, en wat my en jou partykeer klap van 'n kant af, wat ek en jy dink nog ons staan en ons surf, en ons is vreeslik oulik, en hier kom hierdie
sidewave en ons is daarmee heen. So hoor my vanoggend as ek sê, en dis hoekom ek so dankbaar is, dis die Heilige Gees se werk en nie myne nie, is om vanoggend dit wat ek met jou deel, op so 'n manier by jou te laat tuiskom, dat dit in jou situasie, in jou omstandighede vir jou aanspreek en vir jou help om sinvol te leef in die koninkryk. En dan sê ek weer, dit gaan nie dieselfde lyk nie. Die ander realiteit, kom ons sê dit ook vir mekaar. As julle hier uitstap, hopelik 10 uur, dan is julle net in 'n volgende fase van julle lewe. So jou lewe stop vir nou, vir hierdie rukkie, en dan moet jy aangaan. En jy kan dalk vanoggend 'n baie mooi preek hoor, of 'n baie goeie boodskap, of iets wat in jou hart gryp, of jy sê, is ek kon net so wel geslaap het, wat het ek hier kom soek? Maar die realiteit is, jy gaan nie uitstap, en jy gaan vir my sê, Anton, dankie daarvoor, of Here, dankie daarvoor, ekskuus, maar my konteks het nie verander. Ek gaan terug na dieselfde plek toe, waar ek môre moet werk. Ek moet in dieselfde huwelik gaan leef. Ek moet met dieselfde uitdagings aangaan. So daarom moet ons ook vir mekaar sê, hierdie is nie een of ander towerstafie, wat as jy elke Sondag hier kom sit vir 'n uur, jou lewe op 'n manier magically gaan verander, omdat daar's goue towerstafie oor jou lewe uitgespreek nie. Ek en jy moet toegerus word om elke dag te kan leef daar waar ons is. So, ek wil amper sê, tot sover die preek, nou die skriflesing, daar kom nog 'n preek. Belangrik. So kom ons verstaan dit net. Kom ons kry net daaroor helderheid. Ek probeer, na die beste van my vermoë, ek moet nie sê probeer nie, want ek sê vir julle moet nie probeer nie, oefen. Ek oefen om soveel as moontlik kontekste van mense in ag te neem in my voorbereiding, sodat dit jou kan help. So, ek kry net as prediker vanoggend iets van my hart af om te sê, een boodskap, maar ek het al op plekke gekom, dan hoor ek, eers dominee, jy het Sondag dit gesê, dan sê ek, waar? Gaan lees ek weer my teks, want iemand het iets anders gehoor as wat ek gesê het. So mag die Here vanoggend net jou hart en jou ore oopmaak, nie om my te hoor nie, om hom te hoor. So ek wil dit net van my hart af kry. So wat sê Efesiërs 4 vers 25? Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Efesiërs 2 taal, lede van die huisgesin van God. Valsheid teenoor waarheid. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie.
moet niks doen wat sleg is. Nou wil ek werk met vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Dit wat die Afrikaans vertaal met wees goedgesind en hartlik is die Engelse woord tender-heartedness. Sagte hart. Kom ons lees tot sover toe en dan laat ons onsself oop vir die Here om met ons te werk. Hoe vorm God 'n mens van die binnekant af? Wat doen hy? Ek dink as ons praat daaroor, moet ons vir mekaar sê, ons is terug by geestelike vorming. Ons is besig met disippelskap. Want uiteindelik sê ons vir mekaar, ons moet hoe langer hoe meer soos Jesus word. Beeld wat ons al gebruik het, kap alles af wat nie soos Jesus lyk nie. Dit moet uit my lewe uit. Maar die oomblik as ons begin praat oor 'n lewe in die koninkryk en ons sê die hart staan nogal sentraal, dan dink ek ons moet vir mekaar sê, wanneer die Gees ons vorm in die diepste van ons wese, dan moet hy ons 'n stuk innerlike ontferming van Christus gee. Daai tender-heartedness, as jy hom gaan kyk en jy vertaal hom uit die Grieks uit direk, dan help hy die woord en dit klink dalk snaaks, maar dit gaan oor innerlike ontferming. Ek gaan daaroor net nou meer sê. Maar dis uiteindelik wat in ons binneste moet gebeur. So as ons hierdie gedeelte lees, gaan ons nie vashak en by vers 25 begin en 'n lekker lysie uitreig en vir mekaar sê, praat die waarheid, moenie sondig as jy kwaad word nie, moenie steel nie, werk eerlik, praat mooi, vergewe mekaar. En dan sit ons presies waar ons was oor al die jare met 'n Christelike kontrolelys wat ons eintlik kan afteken sê ek was dit. Of ek sit aan die einde van die dag en ek kan nie oral al die blokkies tik nie en dan sê ek, ek was 'n mislukking, ek het dit nie gemaak nie. So ek is daar waar ek vir myself sê, ek het bepaald, en die van julle wat gym weet, dit werk so, vandag oefen ek bene, môre oefen ek skouers, môre doen ek cardio en ek al wat goed. So is vir my belangrik om te sê, ons is besig met 'n volledige prentjie. Ek is nie besig om te sê, ek het hierdie 6 goed van Efesiërs 4 reg gekry, so ek was hierdie week 'n goeie Christen. Verstaan nie hoekom daar tydens die erediens sonde bely moet word nie, want ek was okay. So Paulus help en hy sê, ek sê weer voor vers 25, maar is nou eintlik maar Afrikaans ingevoeg in die vertaling, riglyne vir die nuwe lewe. Hy teken een prentjie en hy sê, dis wat gebeur. Hy sê ek weer, dit vergelyk met die saligsprekinge waar daar 9 elemente van 'n mens beskrywe word. Maar dis een mens wat in God se koninkryk lewe, in wie se lewe hierdie goed besigbaar moet wees. So Paulus is hy Efesiërs 4 skryf en hy sê hierdie goed van vers 25 af en hy praat oor die ou en die nuwe lewe en die eenheid in God en al daai goeders, dan sê hy al hierdie goed gebeur in dieselfde mens. Dis werklikhede wat in elke mens se lewe moet plaasvind. So 'n mens wat in Christus nuut geword het, groei uit dieselfde wortels. So God is besig om my van binnekant af te vorm. Ons het klaar gesê, ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, ons is lede van die huisgesin van God. As ons dan by vers 32 kom, dan
dan sê hy, en ek lees maar gou weer die Afrikaans net, om sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Ek wil dit lees en sê, wees goedgesind en innerlik ontfermend teenoor mekaar. Nou die spesifieke Griekse woord wat hier gebruik word, is deel van 'n woordgroep. Met ander woorde in verskillende verbuigings. Maar waaroor gaan dit? Dis die Griekse basiswoord wat vertaal word met ingewande, die diepste binneste van 'n mens. Nou dit klink dalk so 'n bietjie vreemd, want ons dink aan die hart as die sentrum van ons gevoel. Maar nou weet julle, in die wêreld van die Bybel het ingewande 'n geweldige belangrike plek gespeel. Dit was mense se plek van hulle diepste ontferming, hulle meegevoel, dis die plek waar hulle emosie het. Deesdae praat hulle nogal van ons is kopmense, ons is hartmense, of ons is gutmense. Hoeveel keer sê ons vir onsself, my gut feeling sê vir my. En waar is dit 9 uit die 10 gevalle waar ons die spanning van die lewe voel? Is in my gut, is in my ingewande, is in my diepste wese. So begin julle iets hoor van innerlik ontfermend. Want wat gebeur hier? Wat wil Jesus ons mee help? En Jesus en Paulus praat hier baie naby. Dood eenvoudig kan ek sê, ek sien iemand wat swaar kry. En ek kan maak soos 2 mense gemaak het in die gelykenis, en aan die ander kant verbyloop en dit ignoreer. Maar die barmhartige Samaritaan het dit wat hy gesien het, in sy innerlike, in sy diepste wese gevoel, en dit het hom in beweging gebring. Kom ek sê maar vir jou, wat is van die Afrikaans wat ons gebruik? My maag draai. Ek voel dit in my lyf. Dit ruk my in my binneste. Ek kon dit net nie meer aanskou nie, en ek het weggestap. Is daai goed wat jy sien, en dan het dit 'n effek. Dit gaan sit in jou lyf. En by Jesus is dit innerlike ontferming. Waar hoor ek hom as hy dit sê? As hy kyk na die skare, dan kry hy hulle innig jammer, want hulle is soos skape sonder 'n herder. Daardie innig jammer is deel van hierdie woordgroep. So as ons daaroor praat, dan sê ons vir mekaar, Jesus het dit in sy ingewande gevoel. Dit het hom, mag ek sê, so ontstel dat hierdie mense so herderloos is. Dat hy het nie gesê, shame, ag wie, want onthou julle wat sê hy, nadat hy in sy binneste gegryp is. Hy sê, bid dan tot die Here van die oes, want die oes is groot, en die arbeiders is min, sodat die Here arbeiders stuur. Nou is ons besig met geestelike vorming.
So uiteindelik sê ons so mekaar, as die Here ons moet verander en ons moet vorm, dan moet hy vir my iewester iets van hierdie innerlike ontferming gee. Dat ek nie net meer met my oë kyk nie, of met my ore hoor nie, maar dat ek dalk die 6de sintuig van innerlike ontferming aanleer. Dat ek maar partykeer toelaat dat die goed my aan die lyf gryp. Baie keer sal ons vir mekaar sê, en ek het dit net nou al gesê, die feit dat ons die week nie water gehad het nie, het gemaak dat ons dit aan ons lyf voel. Vir mense wat 3 keer 'n dag bad en stort, was dit die verskriklikste week, want hulle het nie water gehad nie. So ons het dit aan ons lyf gevoel. En nou kan jy baie maklik vir my sê, maar beteken dit nou ek moet nou saam met die prostituie gaan loop en kyk? Sê ek nee, al wat ek net vir jou sê is, jy moet met jou oë na daai mens kyk soos Jesus gedoen het. Soos wat hy in Johannes 4 met die vrou gesit het by die put en gesê het, jy het hoeveel mans gehad, en die een met wie jy nou deur mekaar is jy ook nie meer getroud nie. En toe hulle wil klippe gooi, toe sit hy in die grond en krap, en hy sê, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi, en hy sê, gaan jy in Sondag nie meer. So wat gebeur? Daar moet iets in my binneste gebeur. En ek moet Jesus vra om my al meer te leer. So Paulus help ons hier en hy sê, dit gaan nie oor oppervlakkige vriendelikheid nie. Nou weet ek het dit al vir julle gesê, as jy by die manne by die robot kom en jy is ongemaklik, want weet, waai dan vir hulle, maar dis meer as dit, dis nie oppervlakkige vriendelikheid nie, dis uiteindelik 'n ding van, probeer 'n aangenamer mens wees nie. Jou binnegoed moet draai. En nou wil ek sê, dit gebeur met my, dis nou wanneer jy van die rollercoaster goed ry, en hulle gat met jou so en so en so en so. Klim van daai ding af en sit jou voetjies op die grond. Dan voel dit of jy magies. En ons moet toelaat dat die Here ons so sensitief maak oor goed wat in die lewe gebeur, dat daar by ons innerlike ontferming plaasvind. Dat dit my so, en nou gaan ek die woord gebruik, so aan die hart gryp, dat ek net sê, maar dit kan nie so aanhou. Gebeur in jou diepste wese. Dis 'n plek waar jou woorde en jou reaksies en jou verhoudings en jou keuses voorkom. So God kom en hy verander die innerlike mens. Nie sodat ons net beter voel oor onsself nie, maar sodat ons uiteindelik anders teenoor ander mense kan leef. Die genesing van binne het 'n eindbestemming. Hy het 'n doelwit. Dis die klippie in die water. Dis die rimpeling wat jy veroorsaak deur jou lewe in die wêreld. Wanneer jy die waarheid praat, wanneer jy versoening nastreef, wanneer jy woorde spreek wat opbou, wanneer jy hande het wat werk en deel, wanneer jy onvergifnis gee, wanneer jy ontferming gee, veroorsaak dit 'n rimpel effek. En as God my diepste aanraak, as God my innerlike ontferming leer, dan bly dit nie by my nie. En nou wil ek vir jou sê, al
Alles wat jy doen, maak rimpels. My woorde maak rimpels. My woede veroorsaak rimpels. My stilte maak rimpels. My bitterheid maak rimpels. My vergifnis maak rimpels. My ontferming maak rimpels. So my lewe raak die lewe positief en negatief. En dan ek sê die ander realiteit is dat die rimpels van die wêreld raak my en jou ook positief en negatief. So dis hoekom Jesus ons nie net nuwe gedragspatrone aanleer nie. Hy vorm ons nie net uiterlik nie, hy vorm ons van binnekant af. Hy vorm die bron waaruit die rimpels kom. En dis hier waar Efesiërs 4 se wees goedgesind en hartlik en Jesus by mekaar uitkom. Ek wil weer sê, toe Jesus die mense sien, waar hulle moeg is, verward is, siek is, kwesbaar is, dan sê hy het hulle innig jammer gekry. Hy het hulle behoefte aan ontferming en sorg in sy ingewande gevoel. Dis asof sy ingewande gedraai het. Ons kan dalk maar sê, dit het hom naar gemaak te sien dat dit so gaan. Hy sien nie net met sy oë nie. Hy ervaar dit in die diepste van sy wese. En dit maak dat hy nader gaan. Dit maak dat hy betrokke raak. Dit beteken nie, hy gaan staan op 'n afstand nie. Hy onttrek homself nie. Inteendeel, hy raak aan. Hy luister, hy voed, hy genees, hy herstel. Nou sê Paulus, die Gees vorm daardie selfde ontferming van Christus in elkeen van ons. En om daardie innerlike ontferming te hê, daardie soft-heartedness, tender-heartedness, is nie sentiment nie, dis nie 'n swakheid nie, dis nie 'n sagte ontkenning van die waarheid nie. Inteendeel, Jesus se innerlike ontferming kyk die waarheid vierkantig in die oë. En weier om die mens tot sy fout, sy wond of sy gebrokenheid te reduseer. Jesus sien 'n geliefde. Jesus sien 'n geseënde. So tender-heartedness is nie softness nie. Dis 'n binneste wat so diep deur Christus gevorm is, dat ek nie meer koud, hard, onverskillig by ander mense verbygaan nie. Ek kan nie anders as om my innerlik te ontferm. Maak dit ons almal aktiviste? Ek dink nie so nie. Maar dit gaan van ons wêreld en die plek waar ons leef 'n beter plek maak. Want wat wil ons baie keer doen? Ons sien hierdie mens. En dan begin jou koppie so draai.
Maar sê nou net vir my gou, George, hoekom het jy hier geland? Wat het in jou lewe verkeerd geloop? Waar is jou familie? Hoekom werk jy nie? Ken julle daai patroontjie waardeur ons gaan? Daarom vra innerlike ontferming oefening. Paulus kom sê nie, hier is nog 6 goed nie. Hy vra in Vaders naam nie dat jy harder moet probeer nie. Ons probeer nie, men ons oefen. Ons stel onsself beskikbaar vir die vormingswerk van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Dit beteken ek oefen om die waarheid te praat. Ek oefen om woede te beheer en nie daarin oor te gee. Ek oefen om met my hande iets goeds te doen. Ek oefen om woorde te gebruik wat genade bring. Ek oefen om te vergewe soos ek vergewe is. En dan net voetnota. Nie om God se kinders te word nie, maar omdat ek reeds 'n lid is van die huisgesin van God. Ons het vir mekaar gesê, Galasiërs 5, die vrug van die Gees, dis een vrug met baie fasette. Efesiërs 4 is 'n nuwe lewe wat op verskillende maniere sigbaar word. So asseblief, as jy by daai deur uitloop vanoggend, moet net nie uitloop en sê, watter reël moet ek nou gaan nakom nie? Wat moet ek beter doen nie? My vraag is, waar is die Gees besig om my in die diepste van my wese te vorm? God is nie besig om 'n klomp netjiese godsdienstige mense te maak. Hy's besig om ons te vorm na die beeld van sy seun Jesus Christus. En wanneer Christus my binnekant begin vorm, begin my buitekant van self verander. Dan word waarheid natuurlik, vergifnis moontlik, ontferming eg, woorde lewegewend, verhoudings genees. Nie omdat ek skielik perfek en volmaak is nie, maar omdat die Gees my dag na dag verander. So voor jy vanaand aan die slaap raak en op jou bed lê, moenie vra hoe het ek vandag gevaar nie. Vra, hoe het Christus vandag my binneste gevorm? En mag ons dan, soos Paulus kan sê, vriendelik en innerlik ontfermend teenoor almal. Kom, omdat God in Christus Jesus om in die eerste plek oor my en jou ontferm het. Kom, ek gee vir jou tyd vir stilte en 'n paar oomblikke van nadenke.
Here, ek dink onwillekeurig aan die beeld, en die liedjie wat ons gesing het, soos die klei in die hand van die pottebakker, soos ek in u hand, o Heer, vorm my, vou my, al kry ek seer. So my gebed vanoggend vir ons elkeen is, vorm asseblief u hart in my eie hart. Vorm my diepste wese, sodat die rimpels van my lewe iets van die waarheid en die genade en u ontferming sal dra. Amen. Vriende, wat die Koninkryks nuus betref, net die volgende, jy ontvang elke dag jou kort WhatsApp gedagte met ons 7 ritmes. So benut dit, gebruik dit en gaan werk, gaan oefen dit wat ons vandag oor gepraat het in. Die laaste week van my Sabbatsrus breek aan, of ek is daarin. So ek is weer ten volle terug maandag die 3 Augustus, môre oor 'n week. Maar jy is nog steeds welkom om my te kontak. Onthou asseblief, Saterdag die 15de Augustus kuier Lindy Strydom by ons en bate van die huis vir bejaardes. Mariana het vir my Dinsdag, Woensdag gesê, daar's nog net so 100 kaartjies oor. So ons hoop om daardie oggend so 700 vrouens bymekaar te hê in die kerkgebou by Suiderlig. So baie spesiale mooi geleentheid. En ons glo dat dit tot groot seën van almal sal wees. En dan het julle my selfoonnommer, ons kan mekaar maak kontak, 083-654-0806. So, aan ons aanlyn kykers, 'n mooi week, ons praat weer vir volgende week, en mag dit met julle goed gaan. Totsiens.